om julle almal hier te sien ten spyte van die koue en die lang naweek. Ons gaan self 'n bietjie warm sing. Ons gaan 'n paar lekker liedere sing. Ons eerste een is Vonk 85 en sodra hy op die bord verskyn, dan gaan ek vra dat Dewald hom net eers een keer vir ons deurspeel. Let op, hy is redelik vinnig, so die woorde moet maar vinnig ingepas word, maar is 'n baie lekker lied. So as Michiel hom vir ons op die bord kan sit. As Michiel daar is, bygesit, daar's, dankie Michiel. So as Dewald hom vir ons een keer kan speel asseblief. Daar sê, kom ons sing dit lekker saam. Here, ons Here, hoe groot is U. Here, ons Here, hoe groot is U. Hy is die hemel en die aarde en die wonders van U. Nou asseblief aangegee. Die maande en die aarde. Goed, kom ons stop maar. Ons wy onsself toe aan die Here. Oh
Dan ons laaste voorsanglied is Vlam 118. Dit is die bekende Bly volhard soos atlete en dit gaan dan saam met die tema van vanoggend se erediens. Skor verlost is wat
Goeiemôre gemeente. Die ouderlinge het te lank geklets vanoggend. Ons sê dis hulle skuld. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dis lekker koud, so sit styf teen mekaar. Ons is wel baie dankbaar dat die son vanoggend skyn. As ons in die Kaap wou bly, het ons. So ons ken nie koue en reën nie. So ons verkies droë koue, nie nat koue nie. Maar baie welkom by vanoggend se erediens. Julle sal sien dis lang naweek, so die kindertjies is min, die mense is min, die wat die voorreg het om bietjie te gaan vakansie hou is ook nie hier nie. Maar ek is dankbaar dat julle wel vanoggend hier is. Ek gaan gou sommer 2 goedjies sê by die Christelike onderrig. Daar is nou nie hierdie naweek of volgende naweek kategese nie. Juis as gevolg van die lang naweke. Maar ons wil hulle graag uitnooi. Die Bazaar Komitee het 'n kompetisie geloods. So hulle moet vir ons kom met 'n voorstel vir 'n tema en dan vir ons 'n plakkaat ontwerp. En die eerste prys as jou tema gekies word, is R1000. Dit klink al lekker, nee. So ons wil so 'n bietjie vra die laerskool, die hoërskool jeug, almal wat 'n bietjie Canva kan gebruik en 'n ding ontwerp om vir ons so 'n voorstel te stuur en dan sal die Bazaar Komitee dan besluit watter tema gaan ons dan hierdie jaar by die bazaar doen. So dis lekker opwindend. Goed, ons April verjaarsdag bo 80 die 29ste April. Mimi Jansen van Rensburg, sy is 91 jaar oud, is sy hier vandag. As ek 91 is, sal ek aanlyn inskakel. Goed, sy is nie hier nie. So, wie verjaar nog hierdie week? Is 'n sjokolade op die spel? So verjaar nie. Ryan verjaar jy? Nee, jy's 'n hartbaba. Ek onthou dit. So niemand wat verjaar hierdie week nie. Maar jy het onlangs verjaar? Nee, ook nie onlangs nie. Regtig niemand nie? Okay, reg. Die tweeling het verjaar, ja. Daniel verjaar die 10de. My? Daniel, ek dink dis die naaste. Dis die enigste teiker. Marley, die tweeling het donderdag verjaar, maar hulle is nou nie hier vandag nie. Dis nou wat mens leer by 'n kind. So as jy skaam is, gaan jy droëbek bly. So as jy nie skaam is, jy kry sjokolade. Goed, so sê baie geluk vir tannie Mimi wat 91 jaar oud word. Ons sê hierdie week, julle sal nou almal 'n oproep gekry het by ons vriendelike Lize om jou kontakbesonderhede te bevestig en jou adres te bevestig. Maar ons mense op ons stelsel wat volgens ons stelsel al 495 is, daar's geen telefoonnommer nie. Die adres wat ons het is in Rusoord in die Pinkgang. So dis bietjie moeilik. So net weer eens 'n versoek, as jou nommer verander, as jou adres verander, kom gee dit tog aan, dat ons by julle kan uitkom op 'n manier. Dit sal vir ons baie help. Die dagboek, Bybelstudie, die 28ste en 29ste April, Dominee Steve is daar besig met die boek Handelinge, en soos ek nou verstaan van die eerste keer wat nou so 2 weke terug was, dis baie leersaam en die mense wat daar is 'n lekker geloofsfamilie. Dan is daar ook doopkategese, ons het Sondag 'n doop wat kom, so daar's ook doopkategese aanlyn. En dan moet hulle net kennis neem van die kantoor wat gesluit is. Dan gemeente, daar's 'n paar mense op ons voorbindinglys. Ons onskuldig. Tannie Magda Forsie, sy het hierdie week haar laaste chemo gekry. En die kankertellings is nou normaal, né? So na 'n baie lang pad is ons hier en ons gee ook die Here die eer en Tannie Magda wat so sterk geveg het deur dit alles. En nou sing ons lofliedere. Oom Gerard Kok, dit gaan beter met hom, hy moet nog so 4 weke lê. Oom Berkeley Geer gaan dit ook meer beter. Tannie Susan Botchet is ook by die huis. Sy is ontslaan uit die step-down uit, maar die loop gaan baie moeilik. Dan ons maatjie hier voor Henko. Hy gaan hierdie week vir 'n operasietjie, so ons dink baie aan hom.
Dan oom Johan Skooman het op vakansie geval en in Brits opgeneem, het hulle hom midstream toegebring, en toe sal weer 'n ding, want hy was by die huis, maar ook nou in die step-down, so ons dink baie aan hom en Tannie Joan, en dan Marie Young het hierdie week 'n galblaasoperasie gehad. Ek sien nou nie vir een van hulle hier vanoggend nie, maar ons dink aan haar en ons hoop sy herstel spoedig. Goed, so dis al die siekes. Dan is daar nog koekies te koop. En dan, ek het 'n extra briefie, ek bly altyd van hom vergeet. Dan ook medelee met Cor van Niekerk. Dis 'n man en 'n vrou en 2 dogters wat in ons gemeente is. Sy ma is hierdie week oorlede en hulle begrafnis is ook dan nou Dinsdag, ek dink vanuit Kerk en Suid. So ons dink ook aan hulle. Julle sal aansien as julle gou gaan 'n lekker koffiedrinkie na. Daar is wol op 'n tafel uitgepak. So die van julle wat kranige breiers, hekelaars is. Klink amper so sukkelaars, maar goed. Daar's ons wol wat julle kan gaan kry om dan vir die seemansorganisasie se serpe en misse te brei. Dan die 10de Mei, dis voel nog ver, maar dis eintlik baie om die draai, is Dr. Lindetjie se emeritaat aanvaarding hier vanuit ons gemeente. Dit gebeur 11:00. So as die van julle wat dalk nog wil bywoon, kan laat weet, maar as gevolg daarvan gaan ons nie daardie Sondag tee bedien nie. Want hulle gaan nou vir hulle mense in die saal regmaak en hulle gaan hulle goedjies so lank uitsit en ons is net bang die tyd vang as ons eers moet opruim. So julle sal nou verstaan dat ons nou nie gaan koffie gee na die erediens die 10de Mei nie. Ek sien wel die manne beplan iets vir die Moedersdag. So kom nog steeds kerk toe. Jy gaan dalk nie lekker koffie wees nie, maar daar gaan dalk 'n sjokolade wees vir die mammas. So kom gerus vir dit. Goed julle, dit lyk dan soos al van die afkondigings. Ek gaan vra dat ons die toetrede lied sing, lied 164 vers 1 en 2. Ons doen dit staan daar waarna ons sal bly staan vir die uitspreek van die seën. Kom ons tree toe tot die Here. Gemeente, ons kom vandag by mekaar met die woorde van die psalmdigter. Soos 'n wildsbok wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Ons is vanoggend nie hier by mekaar uit tradisie of gewoonte nie. Ons dors na die bron. Ons is hier vir die bron self. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, van hom wat is, wat was en wat kom. Mag die opgestane Here, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, vandag elkeen van julle se ruimte binnendring. Mag sy teenwoordigheid nie vir julle 'n verre gedagte wees nie, maar 'n tasbare werklikheid wat julle hartklop verander. Die Here is hier en ontvang sy gees. Amen.
Ons vra onsself dikwels af, te midde van die gejaag van ons lewens, wat is die wil van God vir my? Wat is die plan waarvoor ek gemaak is? Ons soek die antwoord in ons prestasies of ons omstandighede, maar die Bybel sê ons is vir iets veel meer intiem gemaak as net om 'n plan uit te voer. In Handelinge 17 vers 27 tot 28a in die 2020 vertaling staan daar: God het hulle gemaak sodat hulle God kon soek en miskien na hom sou uitreik en hom sou vind, aangesien hy nie ver van een van ons af is nie, want deur hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons. Die wil van God vir jou lewe is kontak. Jy is gemaak met die doel om na God uit te reik, nie as 'n verre teorie nie, maar as die een in wie jy elke oomblik leef en beweeg en bestaan. God se plan is nie dat jy in eensaamheid moet rondtas nie, maar dat jy jou hande sal uitsteek en vind dat hy reeds daar is, binne grypafstand. Sy wil is dat jy sal ophou om op kierie en surrogate te vertrou en sal begin lewe vanuit die direkte aanraking met die bron van jou bestaan. As ons sê ons is geskep om na God uit te reik en hom te vind, dan moet ons vandag ook eerlik bely hoe dikwels ons hande eintlik in ons eie sakke gesteek is. Ons vra God se plan vir ons lewe, maar ons bely dat ons bang is vir sy nabyheid. Ons is bang dat ons hom werklik sou aanraak of vind. Hy dalk ons gemaklike toeskouerlewe sal ontwrig. Ons bely dat ons onsself dikwels isoleer, terwyl hy eintlik binne grypafstand is. Ons bely dat ons soms koud geword het, nie omdat God ver is nie, maar omdat ons geweier het om uit te reik na die bron van hitte. Kom ons buig ons hoofde en bely ons afstand voor die Here, sodat ons daarna met nuwe vrymoedigheid kan sing. Nader my God by U. Dit is lied 512 vers 1 en 2.
As jy vandag hier is en jy voel die koue van afstand, as jy voel jou geloof het 'n kantklein aktiwiteit geword, omdat jy dink jy is nie vroom genoeg of warm genoeg vir God nie, hoor dan die goeie nuus van die opstanding. Die opgestane Jesus het self na sy disippels toe gekom en gesê: "Kyk na my hande en my voete, raak my aan en kyk." Lukas 24 vers 39. Hy stuur nie 'n boodskapper nie, hy bied homself aan om aangeraak te word. En die belofte vir jou vandag is dit: as die gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het, in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Dis Romeine 8 vers 11. Die genade van God is dat hy nie net die grens van die dood oorgesteek het nie, maar dat hy deur sy gees binne in jou kom woon het. Jy hoef nie die hitte van die opstanding self op te wek nie. Dit word aan jou geskenk. Die Gees is God se hand op jou lewe, sy asem in jou longe. In Christus is die afstand vir altyd opgehef. Jy is aangeraak, jy is lewend gemaak en jy is vrygespreek deur die een wat nooit weer sy greep op jou sal los nie. Ons het bely dat God nie ver van ons af is nie, dat hy binne gryp afstand is, maar die wonder van die evangelie is dat hy self nader as dit kom. Deur sy gees kom woon hy in ons. Hy is nie net 'n God wat ons van buite af aanraak nie, maar die een wat van binne af ons lewensasems herstel. Om te glo is om hierdie inwoning te aanvaar. Dit is om die deur van jou hart oop te maak en te sê: Here, moenie net langs my staan nie, maar kom leef in my. As 'n belydenis van ons afhanklikheid en ons hinkering na die direkte kontak met die lewende God, sing ons nou lied 442 vers 1 en 2 as 'n gebed. Oom Johan sê vanoggend vir my, gaan ek preek vanoggend, want die deel wat hy moes voorlees was nogal lank. Maar julle sal nou sien, die teks wat ons vanoggend uit die Bybel saam gaan behandel, is 'n ongelooflike mooi storie. En daar's soveel verse, dat mens amper nie een vers wil mis nie. En dan wil ek ook nie vanoggend net gebruik om uit die Bybel uit te lees nie. So julle sal nou sien dat ek iewerste in die preek nie die teks gaan lees nie,
maar eerder vir julle die storie vertel, sodat julle vanaand kan huis toe gaan en die storie op julle eie lees. Maar ek hoop julle kon ons 'n bietjie aflei dat vanoggend gaan ons praat oor hoe naby God is. En ons sê dit baie keer vir mekaar. Ons sê God is naby. Hier bely ons dat God Immanuel is. God met ons. Maar daar is nogal 'n verskil om saam met iemand in 'n vertrek te wees en om in daai selfde vertrek iemand se hand vas te hou. Dit is soos 'n hospitaalkamer. As jy vir iemand gaan kuier en jy sit daar in die hoek en hulle is nie heeltemal bewus van wie daar is nie, hulle kan so 'n bietjie aanvoel dat daar iemand is. Hulle kan die geritsel dalk van jou baadjie hoor of die vingers op jou foon. Hulle kan hoor jy is daar. Die verskil kom bietjie in wanneer jy 3 tree vorentoe stap, jou hand in die persoon, die pasiënt se hand sit en kontak maak. Wanneer daar 'n fisiese oordrag van hitte plaasvind. Die polsslag van iemand wat gesond is na iemand wat siek is. Dan is die verhouding so 'n bietjie anders. Dit verskuif van ek het kennis van hier is iemand na ek voel hier is iemand. Van 'n feit na 'n krag. Ek dink ons het in ons lewens regtig meesters geword om dinge met 'n afstandbeheer toe te pas. Ons bestuur ons lewens, ons besighede, ons sosiale kringe en selfs baie van ons verhoudings deur skerms of hoor die woord afgevaardigdes. Ons stuur iemand namens ons. Maar julle hoor nou die gevaar en as julle die prentjies sien, sal julle nou verstaan dat ons geloof dan eintlik 'n toeskouersport word. Waar ons van die kantlyn af kyk hoe God daar ergens werk. Waar hy besig is, maar dis met ander mense, dis nie met my nie. En ja, ons hervormers kan sê, ons weet, God is by ons. Ons kan dit glo en ons kan dit op dit staan. Maar die realiteit is dat partymal dan voel dit effens koud. Asof ons God so behandel soos daai ou in die hoek van die hospitaalkamer. Ons is baie bly hy is daar. Ons bely hy is in die vertrek. Maar ons leef nog soos iemand wat alleen in 'n bed moet beklei vir asem. So vandag vra ons eintlik vir mekaar, hoe skuif ons dan? Hoe skuif ons van hierdie kantlyn, hierdie toeskouer geloof na geloof wat kontak maak? Daar's 'n ongelooflike verhaal in die Bybel in 2 Konings 4 vers 8 tot 37 van die Sunamitiese vrou. Wat ek wil sê, in plaas van om die teks nou te lees, gaan ons hierdie verhaal in episodes opdeel. En miskien wanneer ons hierdie episodes deurgepraat het, gaan ons soos die Engelsman sê, 'n game plan hê van hoe om te beweeg van hierdie toeskouersport na 'n kontaksport. Nou hierdie verhaal begin met 'n vooraanstaande vrou in die Sunem omgewing. En sy het iets raak gesien wat 'n klomp ander mense misgekyk het. Sy sien die man van God, as hulle die teks gaan lees, sal hulle sien is Elisa, gereeld daar verby haar beweeg, in haar omgewing daar waar sy woon. Op 'n keer dring sy by hom aan, dat hy oorbly vir ete. Sy besluit,
Sy gaan nie 'n toeskouer wees nie, en sy verbygaan nie. Sy sê toe vir haar man, man, kom ons bou 'n klein dakkamer. As julle die prentjie van die Bybelse huise gehad het, hulle bou toe vir hom 'n klein dakkamer. Hierdie Sunamitiese vrou gaan en sy sit 'n bed daar, sy sit 'n tafel daar, 'n stoel en 'n lamp. Dis nie 'n oornagplek nie, dit word 'n gastekamer, amper 'n soort ladingsstrook vir die heilige se alledaagse roetine. En hier hoor ons so ietsie van, noem dit nou maar gameplan reël 1. Hierdie vrou van Sunem, sy het nie gewag vir 'n krisis om God te gaan soek nie. Sy het 'n plek vir hom gebou, terwyl alles nog reg is. Vooraanstaande vrou in die gemeenskap, 'n omgewing gehad, 'n plek gehad, 'n volk gehad waar sy gewoon het. Maar sy het mure opgerig, 'n bed neergesit, 'n lamp aangesteek. En dis dalk die eerste ding. Vol kontak vereis 'n dakkamer. Ek dink nie ons kan verwag dat God in die skram van die lewe, dat ons hom daar sal vind, as hy nie jou adres in die dag tot dag ken nie. Geloof maak kontak, en dit begin by iets soos 'n dissipline om plek te maak, om ruimte te maak vir die Heilige. En dan is Elisa, dan gaan hy, dan kom hy, en dan bly hy hier by haar oor. Maar uit hierdie kontak, hierdie inisiatief wat sy geneem het, die ruimte wat sy gemaak het, gebeur dit dan 'n wonderwerk. En hierdie is nou episode 2. Uit hierdie kontak vloei daar 'n belofte. Hierdie vrou wat onvrugbaar was, het 'n seun gekry, amper hierdie beliggaaming van God se hitte. God se hitte wat hier op ons skoot in die vorm van 'n klein seentjie is. Maar iewers in hierdie episode gaan dinge verkeerd. Jare later gebeur die ondenkbare. Eendag terwyl hy met sy pa op die lande werk, toe begin hy kla van sy kop. Sy pa stuur hom na sy ma toe, maar hy sterf op haar skoot. En teen die middag was die kind koud. Ek dink vir 'n oomblik net aan daardie oomblik. Die stilte in daardie huis. Hierdie belofte wat God gegee het, hierdie asem van God, hierdie hitte van God wat sy kon ervaar en in haar hande vashou, lê soos 'n klip in haar arms. En ek dink is net hier waar ons wegstap van die spel. Waar ons sê nee, nou klim ek uit. Wanneer die ding waarvoor ons gebid het, doodgaan. Ek dink dis die rou realiteit van ons verhouding met God. Soms voel dit vir ons dat dit wat hy vir ons gegee het, daardie vrede, daardie passie, daardie hoop, daardie huwelik, daardie verhouding, besig is om dood te gaan. Maar wat doen sy? Sy huil nie hardop nie. Sy gaan kla nie by haar bure nie. Sy vat hierdie kind en sy gaan lê op die profeet se bed neer. En sy sluit die deur. Sy stuur nie 'n boodskap nie. Sy klim op 'n donkie en sy gaan soek die bron. Sy gaan soek vir Elisa. Sy weier om moed op te gee op die kantlyn van haar eie hartseer.
dink dis dalk waar ons kom by game plan se nommer 2. Sy ry nie weg van haar pyn af nie. Sy ry reguit na die bron toe. Sy gaan maak kontak met die een wat in die eerste plek die lewe gegee het. En dan sal hulle in die teks sien, haar man vra nogal vir haar, voor sy op die donkie klim en ry. Maar waarom gaan jy vandag na hom toe? Dis mos nie nuwe maan of 'n Sabbat nie. Hoor jy die reëls? Maar sy jaag die donkie aan. Hierdie donkie mag nie stop nie. Dan kom ons by episode 4. Elisa staan op die berg, hy en sy assistent, Gehasie. Maar Elisa sien vir haar daar aankom op haar donkie. Maar Elisa stuur eers sy assistent om te gaan hoor, om haar tegemoet te gaan. En dan kom Gehasie, dan vra hy vir haar al die standaard vrae. Gaan dit goed met jou man, met jou kind? En sy antwoord hom, in ons teks staan daar, alles is reg. Die Hebreëse woord shalom. En vir 'n oomblik dink ons dat sy dalk 'n masker moes opsit, want natuurlik is alles nie oukei nie. Maar sy maak 'n prioriteitsbesluit. Later in die teks hoor ons dat sy bitter is. Maar sy mors nie haar stem op Gehasie nie. Sy hou haar energie vir die een wat 'n verskil kan maak. En dan wonder ek baie keer, hoeveel keer sê ons, dit gaan goed, terwyl ons eintlik besig is om te verdrink. Ons dra die maskers van ons godsdienstetiket, omdat ons dalk bang is, die mense sal ons pyn nie kan hanteer nie. Maar hierdie Sunamitiese vrou leer vir ons iets. Baie keer hoef jy nie jou krisis aan iemand te verduidelik nie. Bewaar eerder jou energie om aan die een wat die mag het om dood in lewe te verander, spaar jou energie vir hom. En dis ook gameplan nommer 3. Sy soek nie simpatie op die kantlyn nie. Sy soek die profeet. Dan in episode 5, dan besef Elisa hier's moeilikheid. En hy stuur so lank vir Gehasie vooruit, maar hy gee vir Gehasie sy kierie, sy staf, die simbool van amp en gesag. En hy sê vir Gehasie, gaan lê hierdie staf op die kind se gesig. En Gehasie en hierdie Sunamitiese vrou is daar weg. Kom in die kamer en hy doen dit ook. Hy lê die houtstaf, hierdie kierie op sy gesig. Maar die seentjie bly koud. Niks gebeur nie, geen stem nie, geen beweging nie, geen asem nie. Die teks sê die kind het nie wakker geword nie. En ek dink hierso kom ons nou by die kritiese punt van ons verhouding met God. Dink hierdie kierie, hierdie staf verteenwoordig alles wat ons namens God doen, sonder om self eers teenwoordig te wees. Dis ons tradisies, die regte dogmas, die preke wat ons luister, die rituele wat ons uitvoer. Ons kom dikwels met hierdie klomp dinge na 'n situasie toe en ons dink hierdie moet dit nou op een of ander manier fix. Ons stuur 'n Bybelversie vir iemand. Iemand wat in rou is. En dit is baie mooi, ek doen dit ook. En ons sê vir iemand, ek bid vir jou. As 'n manier om die gesprek net half te beëindig.
Want ek weet ek kan nie jou pyn verlig nie. Maar ek gee dit vir iemand wat dalk kan. Maar hierdie verhaal kom ons agter dat hierdie staf, hierdie kierie, dat dit nie 'n pols nie. 'n Staf het nie liggaamsitte nie. Godsdiens op 'n afstand, hierdie stok, is eintlik dikwels die ding wat tussen ons kom. Ja, dit kan dalk 'n indruk maak. Maar die stok kan nie lewe gee nie. Lewe vra meer as dit. Dit vra kontak. Toe die krisis tref, het Gehasie hierdie staf probeer. Ja, dit was die regte simbool, maar dit was koud. En dan sien jy hierdie vrou, hierdie ma, wat nog steeds nie moed opgee nie. Sy gaan en sy buig af en sy hang aan hierdie profeet se voete. En dis dalk gameplan nommer 4 wat ons vanoggend moet hoor. In die kontaksport van geloof is daar nie 'n plaasvervanger vir die aangesig van God self nie. En dan kom ons by episode 6. Dan daag Elisa self op. Hy stap by die kamer binne waar die kindjie koud op die bed lê. Hy sluit die deur agter hom. En hy doen iets wat totaal irrasioneel en onrein was in daardie tyd. Elisa klim op die bed. Hy gaan lê op die kind. Sy mond op die kind se mond. Sy oë op die kind se oë. Sy hande op die kind se hande. Hy strek homself uit oor hierdie dooie liggaam. En dan sê die teks vir ons, die kind se liggaam het warm geword. Elisa loop dan so klein bietjie rond, terwyl hierdie kind se liggaam warm word. En dan hoor hy, 7 keer nies die kind. En hy maak sy oë oop. Hy met dan dus hoe die opstanding lyk. Dis nie 'n towerstaf wat van 'n afstand afgeswaai word nie. Die opstanding is kontak. Elisa moes sy eie hitte oordra na 'n koue liggaam. Hy moes homself identifiseer met die dood om die lewe terug te bring. As jy vanoggend hierdie prentjie, mag jy beweeg weer in net terug asseblief. Terug. Dan is hierdie eintlik die evangelie in een prentjie. God het nie 'n staf uit die hemel gestuur nie. Hy het nie 'n engel gevolmagtig gestuur nie. Hy het vir Jesus gestuur. Jesus het die dakkamer van die wêreld binne gestap. Hy het sy hande op ons hande gesit, sy mond op ons in. En hy het op ons dood kom lê. En dis dalk nommer 5 van ons gameplan. Vol kontak verander ons lewensasem. Gemeente, wanneer die lewende God jou aanraak, begin jy weer asemhaal op 'n manier wat die wêreld nie vir ons kan gee nie. Jy nies die dood uit en jy asem die opstanding in. So geloof is 'n kontaksport. Dit beteken dat God nie net naby jou staan nie, maar dat hy op jou kom lê het,
sodat jou hartklop sy hartklop kan word. Handelinge 17 wat ons vanoggend gelees het tydens die wil van God sê dat God mense gemaak het sodat hulle na hom sou uitreik en hom sou vind, aangesien hy nie ver van een van ons is nie. So geloof uit die opstanding beteken om op te hou, om met God met 'n stok op 'n afstand te hou. Dit beteken ons moet ophou, ons moet erken dat ons lewe nie deur ons eie pogings nie, maar eerder die een is wat op jou kom lê, die opgestane Here. So vanoggend as jy koud voel, as jou passie dalk dood is, as jou hoop dalk soos daai seentjie op die bed lê, vra hierdie verhaal van die Sunamitiese vrou vir ons, dat ons nie nog 'n stok moet gaan soek nie. Nie nog 'n ritueel moet toepas nie. Die verhaal vra vir ons dat ons nie na die opstanding van Jesus Christus moet kyk as 'n storie uit die verre verlede of 'n historiese feit nie, maar as 'n verhaal van God wat na ons toe gekom het. Reik uit. Gryp sy voete vas. Laat die Heilige Gees jou lewensasem van God die eerste kontakpunt wees. Miskien as ons dit anders vanoggend kon verwoord, dan nooi hierdie teks ons uit om 2 dinge te doen. As jy nood het, wees soos daardie vrou. En dan, as jy nood sien, wees Elisa en nie Gehasie nie. Gemeente, God is nie 'n konsep om te verstaan nie. Hy is 'n persoon om te ontmoet. Geloof is 'n kontaksport. So kom ons klim in die kruit en ons word warm en ons leef. Amen. Terwyl ons net so bly sit, kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U nie ver in die hemel gebly het nie. Dankie dat U nie net vir ons 'n mooi boodskap of 'n versie gestuur het om ons pyn te hanteer nie, maar dat U in Jesus self hier by ons in die stof van ons seer kom inklim het. Here, ons bely dat ons dikwels koud voel. Ons bely dat ons probeer om ons lewens op 'n afstand te bestuur, asof ons alles self onder beheer het. Here, maar ons bid vandag, kom lê op ons dood. Kom raak ons koue plekke aan met die hitte van 'n nuwe lewe. Heilige Gees van God, kom blaas weer lewe in ons longe. Help ons om op te hou om toeskouers op die kantlyn te wees. Gee ons die moed om ons hande uit te steek en vas te hou. Want ons weet, Here, U is hier, reg langs ons. Here, maak ons warm met U liefde. Laat ons hart weer saam met U hart begin klop, sodat ons nie net van U weet nie, maar dat ons U teenwoordigheid aan ons lyf voel. Here, maar help ons ook om nie met oogklappe deur die wêreld te loop nie. Gee vir ons oë wat ander se pyn raak sien. Help ons om nie met stokke of klisjées vir mense in nood te stuur nie, maar om self naby te kom. Maak ons U hande en U hitte
vir mense wat voel of hulle besig is om koud te word. Here, help ons om elke oomblik van hierdie week naby aan U te lewe. In die naam van Jesus Christus, die een wat lewe, bid ons dit. Amen. Gemeente, kom ons sing Vonk 404, vers 1 en 4. Ook die gedagte dat in 'n wêreld vol seer, vol dood, dat ons die warmte en die hitte sal bring. Vonk 404, vers 1 tot 4. Gemeente, gaan nou uit, nie as mense wat van God gehoor het nie, maar as mense wat die bron ontmoet het. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die intieme teenwoordigheid van die Heilige Gees by julle bly, terwyl julle die voete van Jesus vashou in alles wat julle doen. Amen. Gemeente, mooi Sondag vir julle, geniet môre se rustdag. Onthou van die wol wat buite is.